Is die boodskap so gerig juis vir mense wat deur 'n moeilike tyd gaan? Is die boodskap regtig vir Nuwe Lewe Gesinskerk op hierdie Sondag? Twyfel oor die manier, oor gaan ek dit reg kommunikeer? Gaan ek dit reg oordra? Gaan die mense hoor die boodskap wat in my hart geplaas is? Gaan die mense werklik dit hoor? Twyfel oor, en ek kan nie vir julle sê hoe baie keer het ek al hieroor getwyfel nie. Maar is ek nie dalk te jonk nie? Is ek nie dalk te jonk om hierdie gemeente te lei nie? Is ek nie dalk te jonk om hier bo te staan nie? Soveel kere, terwyl ek daar sit, wat hierdie twyfel deur my kop gaan. Twyfel of gaan die boodskap regtig die impak maak op mense se lewens? En selfs het ek al gewonder, is God se teenwoordig werklik hier? Is hy regtig hier? Daai sonde wat alles verkeerd gaan, wanneer ons iewes skielik loadshedding het, wanneer die klank nie werk nie, wanneer dinge net chaos in 'n diens, dan wonder ek, is hy hier vanmôre? Daar was verseker tye waar dit woesmaal gegaan het in my lewe. Soos baie mense weet, het ek maar 'n doring in die vlees genaamd depressie, en terwyl my gemoed daaronder is, terwyl ek nie eers lig sien in die tonnel nie, partykeer wanneer dit regtig net sleg gaan, het ek nie ander keuse as om op te staan, voor te berei, en die boot te staan, en die boodskap te verkondig wat die Here in my hart geplaas het. Was nie ander keuse nie, was nie ander uitweg nie. Maar in hierdie seisoene is die twyfel partykeer groter as die geloof. En hou net moed, ek weet dit klink baie vreemd om van 'n predikant te hoor, maar hou net moed, daar's 'n rede vir hierdie twyfel. Dalk sit jy vanmôre hierso en jy sê, André, ek is op 'n plek waar ek twyfel. Ek twyfel of God my hoor. Ek twyfel of God my omstandighede raak sien. Jy het dalk 'n diagnose gekry wat jy nie baie van hou nie, en dan wonder jy, maar is die Here regtig dan teenwoordig in jou lewe? Jy bid dalk vir 'n lang tyd vir jou huwelik of vir jou verhouding, laat God dit herstel, maar hy doen dit nie, en die verhouding breek uitmekaar uit. Dalk is dit jy wat 2 uur in die oggend uitroep na die Here, en dit voel net of die Here nie hoor nie, en of hy verseker nie teenwoordig is nie. En as hy dan regtig so goed is, hoekom loop ek en jy dan met hierdie seer rond in ons lewens? Dalk vra jy vir die Here om jou kinders te red, om hulle nader aan hom te bring. En in plaas daarvan laat hulle nader beweeg aan die Here, beweeg hulle al hoe verder en verder en verder weg, en jy sien waartoe daai pad lei, en jy kan niks doen nie. Hoor God dan? Oomblikke van twyfel. Nou as jy vanmôre hierso sit, en jy sê vir my, nee, jy het nog nooit getwyfel nie. Eintlik vir jou 'n oomblik gee, waar jy net vir die Here kan dankie sê. Want ek dink meeste van ons, as dit nie almal van ons in hierdie gebou, het al op 'n plek gekom waar ons getwyfel het of God regtig teenwoordig is. Waar ons getwyfel het of hy regtig ons hoor. Waar ons getwyfel het of hy regtig ons omstandighede raak sien. En selfs waar ons getwyfel het of hy vir ons gaan deurkom. Of hy hierdie omstandighede gaan verander, of hy hierdie probleem gaan aanspreek, of hy vir ons uitkoms gaan gee. So die vraag wat ek vanmôre wil vra is, wat doen jy as jy een oomblik vol van geloof is en die volgende oomblik vol twyfel is, wanneer niks sin maak nie? Jy het gedink dis die pad wat jy moet stap, jy het gedink dis die keuses wat jy moet maak, maar ewe skielik werk die dinge nie uit soos wat dit moet uitwerk nie. Ewe skielik is alles net die mekaar. En kom twyfel na vore. Wat doen jy wanneer twyfel harder skree as jy geloof? Uiters 'n belangrike vraag om te vra. En as jy my sal toelaat vanmôre as jou leraar om vir jou te sê, dit is oukei om hierdie vraag te vra. Dis oukei om hierdie vraag te vra. Dis oukei om oomblikke van twyfel in jou geloofswandel saam met die Here te hê. En nou voordat jy hartevol kry of my kruisig, dat ek dit sê, ek sê dit is oukei vir een rede. Want hierdie vraag en hierdie twyfel het die vermoë om jou baie naby aan die Here te bring. Want wanneer jy twyfel gaan, wanneer jy deur onsekerhede gaan, wat doen jy? Jy soek die Here meer as ooit. Jy is meer as ooit op jou knieë. En hoe meer dinge nie sin maak, hoe meer daar verwarring is, hoe nader en nader probeer jy en smag jy
om na die Here te kom. Dit het die vermoë en dit het die potensiaal om jou dieper te vat in jou verhouding met die Here. Opregte en eerlike vrae wat gerig is om jou nader aan die Here te trek. Nou vanmôre gaan ek jou vat na God se woord toe en ek wil jou wys dat om vrae te hê, om onsekerheid te hê, om twyfel te hê in jou gemoed, is nie verkeerd nie. Maar dit moet reg geposisioneer word, dit moet reg gefokus word, dit moet reg gedefinieer word. Craig Rochelle het gesê, doubt isn't the enemy of faith, doubt is often the pathway to a deeper, more meaningful faith. Ek wil dit baie duidelik dit stel. As jy jouself bevind in oomblikke van twyfel, maak dit jou nie 'n slegte Christen nie. Dit maak jou nie 'n slegte Christen nie. Dit maak jou nie 'n slegte persoon nie. Dit maak jou menslik. Dit maak jou menslik. En dit beteken nie dat jy weghardloop van die Here af nie, maar eerder dat jy opreg op soek is na God. Nou kom ek vat jou vanmôre na die woord toe. Ons gaan kyk na 'n baie bekende Ou Testamentiese profeet, en dis die profeet Habakuk. Hy was die profeet wat nie lekker verstaan het wat aangaan nie. Maar ten spyte daarvan het hy vasgehou aan die Here. Hy het nie verstaan hoekom gebeur sekere dinge nou in sy tydperk. Hoekom sien hy al hierdie sleg geraak? Maar ten spyte daarvan het hy vasgehou aan die Here. Hy's deel van die 12 kleiner profete, en nee, dis nie omdat hy nie belangrik is nie, dit is maar net omdat hy een van die kortste boeke geskryf het, en dit is Habakuk, wat bestaan uit 3 kragtige hoofstukke vol waarheid vir daardie tyd, maar ook vir die tyd waarin ek en jy leef. As ons nou daardeur gaan blaai en gaan kyk, sal jy sien dat die omstandighede wat hy beleef het, is eintlik die omstandighede wat ons vandag beleef. Dis die goed wat ons vandag ook sien gebeur in ons lewens. Maar hy leer vir ons iets belangrik. Hy leer vir ons om God te vertrou, ongeag wat ons voel, ongeag wat ons deurgaan, ongeag ons onsekerheid, ons twyfel, ons omstandighede. Hy sê, vertrou die Here, maak nie saak wat nie. Hy leer ons om vas te hou aan die Here, ongeag wat met ons gebeur. Nou net so 'n bietjie agtergrond van Habakuk. Hy was die profeet in die laat 6de eeu voor Christus daarom, en dit was absoluut chaos. Die tyd waarin hy geleef het was absoluut chaos. Nie net was daar 'n morele of 'n massiewe morele uitdaging daar gewees nie, maar daar was so 'n politieke omstuimigheid daarso wat jy nie eens eintlik kan beskryf nie. Daar was soveel bedrog gewees, daar was soveel korrupsie reg oor Juda gewees. Mense het openlik die Here verwerp. Het dit nie weggesteek nie. Hulle het nie lou geword in hulle verhouding met die Here nie. Nee, hulle het openlik gesondig. Hulle het openlik ander gode gaan dien. Nou as jy dink jou lewe vandag is baie sleg, of die lewe waarin jy vandag lewe is baie sleg, dink weer, want hier het dit slegter gegaan. Hier het regtig sleg gegaan. Meeste van die sogenaamde leraars, sogenaamde profete en regters was almal korrup geweest. Hulle het onder die tafel het hulle maar transaksies gedoen, en al beteken dit het teen die waarheid gegaan. Hulle het gedoen wat hulle gedoen het om hulle wy te kry. Nie eers te praat van die tempelprostitusie wat daar plaasgevind het nie, die valse gode en selfs die kinderofferhandes wat plaasgevind het vir die valse god Molek, met die hoop dat hierdie valse god vir hulle voordeel gaan gee. Kan jy jouself indink in die tyd waarin hy lewe? Hy spreek nie 'n gemeente hier aan wat lou geraak het nie. Hy spreek nie mense se geestelike lewe aan nie. Hy sien wat gebeur. Hy sien hoe die mense afgedwaal het. Hoe hierdie tyd waarin hy lewe totaal en al chaos is en probleem is. En terwyl al hierdie dinge aangaan, het al hierdie mense wat daar geleef het in daardie tyd, het hulle een vrees gehad. Een groot, massiewe vrees gehad. En dit was oor die moontlike aanval van die Babyloniese ryk. Nou kan jy hierdie situasie insien, morele, politieke onstabiliteit, sondige volk, weg van God af, verskeie afgode, en dan hierdie angswekkende vrees oor die moontlikheid van hierdie aanval. En dan kom
kom Habakuk eintlik in soveel woorde en hy sê, Here, gee U nie om nie. Gee U nie om oor ons nie. Hy sê eintlik, Here, ek is gekies as profeet om hierdie mense te lei en namens U te praat, maar is asof U nie meer omgee nie. Asof U nie meer hier is nie. En die seer en die verwarring en die onsekerhede en die twyfel vat hy nie na die mense toe nie. Hy neem dit na die Here toe. Hoor gou hierso in Habakuk 1 vers 2 tot 3. Hoe lank nog, Here? Hoe lank nog? Ek roep om hulp, maar U luister nie. Ek roep uit na U, geweld, maar U verlos nie. Waarom laat U my onreg ervaar en leed terwyl U toe kyk? Vernietiging en geweld is reg voor my. Twis ontstaan en rusie neem toe. En dan in die boodskapvertaling gaan hy so 'n bietjie ekstra. Hoor gou hoe vertaal hy hom. Hy sê, Here, hoe lank moet ek nog bly roep dat U moet help? Dit klink nie of U hoor nie. Ek kla by U omdat mense ons aanrand en doodmaak, maar U red ons nie. Hoekom laat U my hierdie verkeerde dinge sien? Hoekom verdra U dit as mense swaar kry? Waar ek ook al kyk, lê dinge verwoes. Dit is 'n wêreld vol geweld, oral stry en beklei mense. Hoeveel van ons kan nie eintlik vir ons vereenselwig met hierdie gebed nie? Hoeveel keer het ons nie op 'n plek gekom waar ons ook so gebid het nie? Sê, Here, ek roep uit na U toe, ek hoor nie U nie. Ek ervaar nie U nie. Hoekom laat U dit toe in my lewe? Hoekom gebeur dit in my lewe? Ons kan werklik so baie leer uit net hierdie paar verse, uit hierdie 2 verse wat Habakuk vir ons gee. Want jy sien, om jou vrae, jou twyfel en jou onsekerheid te hê, is nie verkeerd nie. Maar jy moet dit vat na die regte persoon toe. Jy moet dit vat na God toe. Dit help nie, jy gaan praat met as jy hierdie negativiteit in jou het, dit help nie, jy gaan praat met iemand anders wat negatief is nie. Julle gaan so morbid daar wegstap, julle gaan julle lewe wil beëindig. Maar as jy daai onsekerheid het, as jy daai twyfel het, as jy daai vrae het, om dit te vat na die Here toe, en te sê, Here, ek verstaan nie. Habakuk het nie doekies omgedraai nie. Hy het dit nie mooi probeer stel nie. Hy het dit reg uitgestel vir die Here. Hy het gesê, Here, ek roep uit, ek hoor nie U nie, ek sien nie U nie. Kyk wat gebeur, gee U nie om nie. Hy het dit reg uitgestel vir die Here. Dit is nodig. Dit is belangrik dat ek en jy reguit is met die Here. Dat ons nie goed wegsteek van hom af nie. Want familie, ware geloof is nie om die twyfel te ontken nie. Ware geloof is eerder om eerlik te wees daaroor. Om vir die Here te sê, Here, ek twyfel nou. Ek is gevul met onsekerheid. Ek weet nie wat nou aangaan nie. Ek gee dit vir U. Dit is om vrae te vra, maar steeds vas te hou aan die Here. Dit is om jou hartseer, jou gevoelens en jou twyfel na die Here te vat, sonder om jou rug op hom te draai. Nou hierdie 3 belangrike hoofstukke wat Habakuk geskryf het, leer vir ons iets baie spesiaals. Hy leer vir ons dat geloof en frustrasie hand in hand kan gaan. Dit kan saamgaan. Geloof en frustrasie. Want dit is wanneer jy diep, eerlike en opregte gesprekke met God gaan hê. Wanneer jy werklik frustreerd is, wanneer jy werklik oorgeborrel is met hierdie gevoelens, dis wanneer jy na God toe gaan en sê, Here, dis hoe ek voel. Hy weet alreeds hoe jy voel. Hy weet wat in jou hart aangaan. Maar wanneer jy net sê, Here, ek verstaan nie, ek het soveel seer hier binne my. Ek verstaan nie hoekom U nie my antwoord nie. Ek verstaan nie hoekom ek deur hierdie seisoen moet gaan nie. Dit is wanneer dinge regtig werklikheid word vir ons. En ongelukkig is dit teenstrydig wat baie Christene glo. Sommige glo dat wanneer jy twyfel, wanneer jy vra teenoor die Here, is dit ongehoorsaamheid en is jy nie besig om te wandel in die Here se weë nie. Is jy nie besig om jou geloof uit te leef nie. En baie keer sal mense net sê, en dalk het jy dit al vir mense gesê, ek weet ek het dit al vir mense gesê, hê net geloof, alles sal uitwerk, bid net, en vertrou, glo net, en ontspan, die Here sal vir jou veg, die Here sal vir jou deurbreek, die Here sal vir jou voorsien, die Here sal vir jou antwoord gee. Hoeveel kere het ek nie dit al vir mense gesê nie? Baie makliker gesê,
Baie makliker gesê, wanneer jy nie die een is wat deur daai seisoen gaan nie. Wanneer jy nie die een is wat deur daai storm gaan nie. Makliker gesê, maar hoe sê jy dit vir iemand wat hulle knieë deurbid vir hulle geliefde wat siek is? En daai geliefde word nie gesond nie en gaan dood. Hoe sê jy vir die persoon wat bid en bid om swanger te raak en nooit swanger raak nie? Of wat bid om swanger te raak, wat swanger raak en dan 'n miskraam het? Hoe sê jy dit vir 'n persoon wat sy of haar werk verloor het en nie weet waar môre se kos vandaan gaan kom nie? Hoe sê jy dit vir iemand wie se huwelik opgebreek is? Hoe sê jy dit vir iemand wat ly aan 'n geestelike gesondheid, aan 'n mental health probleem? Hoe sê jy vertrou net alles sal uitwerk? Wanneer ons nie in daardie seisoen is nie. Baie makliker gesê as gedoen. Vra en frustrasie, onsekerhede, seer en al hierdie dinge is nie 'n gebrek aan geloof nie. Is nie 'n gebrek aan geloof nie. Dit is eerder 'n diep begeerte om nader aan die Here te kom. Om sy hart te hoor en te voel vir jou lewe. Dit is eerder 'n smagting vir 'n dieper geloof as 'n gebrek aan geloof, selfs met die vrae en als. So die vraag vanmôre is, wat doen jy wanneer die antwoorde net nie daar is vir die vrae nie? Die wêreld gee vir ons twee opsies. En jy sal weet van hierdie twee opsies. Wanneer ons vrae het wat nie antwoorde het nie, dan het jy twee opsies, twee keuses. Verloon jou geloof, draai jou rug op God en sê, wel, God luister nie, God antwoord nie, God gee nie voorsiening nie, so kom ek beweeg maar weg. Ek sal maar my eie ding doen, want dit is nie asof God belangstel nie. En die tweede ding is ontken jou vrae, wat baie Christene doen. Wat sê, ag nee, as jy vra het, bly net stil. Moenie dit vra nie. Dit moet self weggaan, vertrou net. Dit sal self uitgesorteer word. Moenie daai vrae vra nie, moenie eens daaraan dink nie, moenie eens daaraan aandag gee nie. Wat 'n verkeerde raad wat ons kan gee. Maar daar's 'n derde opsie wat Habakuk vir ons gee. 'n Derde opsie. Hy sê, wanneer jy twyfel, bly net soek. Dis reg om te twyfel, dis reg om daai onsekerheid te hê, dis reg om daai vrae te hê, maar bly soek. Moenie jou rug op God draai nie. Moenie jou gevoelens ignoreer nie. Bly soek. Nou interessant genoeg, die naam Habakuk in die Hebreëse betekenis staan vir to wrestle and to embrace. To wrestle and to embrace, om te stoei en te omhels. Dit is om daai vrae te vra en te beklei en te stry en te stoei met die goed, maar terselfdertyd te omhels en te sê, Here, ek hou vas in U. Al verstaan ek nie, hou ek vas in U. My grootneef, hy doen stoei en ek het altyd verwonder ek my wanneer ek hierdie goed kyk op televisie, want hulle beklei een oomblik en in die volgende oomblik dan hou hulle mekaar vas. Nou ek weet dit is nou taktiek en goed, maar dit het my nogal laat dink toe ek hierdie woorde lees. Van hoe hulle stry en hoe hulle beklei en hoe hulle te mekaar druk en in die volgende oomblik is hulle om mekaar en hou hulle mekaar stewig vas. So moet ek en jy stewig vashou aan die Here in daardie oomblikke van verwarring. En dit beteken om te vra, maar om vas te hou, om te deel, maar om te omhels, om te beklei, maar ook naby te hou. En dit is presies wat ons sien gebeur in Habakuk. Habakuk 1 vers 6 tot 7 en 9. Hy sê, ja, kyk, dis nou die Here, hy sê, ja, kyk, ek gaan die Galdeërs laat optrek, die verbitterde en die voorvarende nasie, wat oor die breedte van die aarde gaan om woonplek en besit te neem, wat nie aan hulle behoort nie. Skrikwekkend, vreesaanjaend is hierdie nasie, van homself gaan sy reg en oppermag uit. Vinniger as luiperds is sy perde, ratser as wolwe in die skemer. Sy ruiters kom aangejaag, sy ruiters wat van ver af kom. Hulle vlieg soos arende wat afduik om te vreet. En dan hoor, elkeen is uit op geweld. Hulle hele voorhoede is 'n oostewind. Dit maak kruisgevangenes bymekaar soos saad. Wat God eintlik hierso vir ons sê en wat hy vir Habakuk sê is, ek sien raak. Ek sien al lank raak wat hier gebeur. Julle is so vol van sonde, julle is so vol van ongeregtigheid, julle is so ver van my af, dat ek gaan nie meer toekyk nie.
Ek gaan hierdie kragtige nasie gaan ek opwek, en hulle gaan teen julle kom, en hulle gaan julle verwoes, en ek gaan regverdig wees. Kan jy jouself indink? Kan jy jouself indink? En Habakuk is net soos, dit is nie regverdig, Here nie, ons is veronderstel om die goeie mense te wees, ons is veronderstel om die volk te wees. Hoe kan u dit dan doen? Hoeveel kere, en ekskuus dat ek nou lag hieroor, maar dit het my laat dink toe ek voorberei, hoeveel kere vra ons ook nie vir die Here, maar Here, hoekom gebeur dit met my? Is ek dan nie nou u kind nie? Gaan ek nie daarom kerk toe 4 kere 'n maand nie? Lees ek nie my Bybel af en toe nie? Ek bid dan gereeld, ek voel ek is 'n kind van God. Maar die realiteit is dat ons ver van die Here af is. Ver van die Here af. En dan wil ons God bevraagteken. Maar is die keuses wat ek en jy gemaak het, dis die afgode wat ons in ons lewens geplaas het, wat ons weg van God af weggedryf het. En die Here sien dit raak. Hy sien dit raak. Sy reaksie is beide persoonlik en emosioneel. Toe wrestle en toe embrace. Habakuk 1 vers 12 tot 13. En dan sê hy hierdie, en dis waar jy eintlik dit sien, waar hy stoei met die Here, maar waar hy ook vashou met die Here. Hy sê, bestaan u dan nie van altyd af nie, Here, my God, my heilige. Ons gaan tog nie sterf nie. Here, het u hom bestem as oordeel oor rots? Het u hom beskik as teregwysing? U wie se oë te rein is om boosheid te aanskou, wat nie kan toekyk waar daar leed is nie. Waarom kyk u toe as mense verraderlik optree? Waarom swyg u wanneer goddeloos is, die verswelg wat regverdiger is as hulle? Uiters persoonlik en direk. Hy hou vas aan wie God is, maar hy kom sê ook wat hy voel. Hy hou vas aan die Here, maar hy gee ook die vrae wat in sy hart is. Hy hou vas aan die Here, maar hy gee ook sy onsekerheid en sy twyfel vir die Here. Nou om vir die oorhoofse prentjie te gee raak aan hierdie 3 hoofstukke, gaan hoofstuk 1 oor wonder. Wonder gaan die Here regtig 'n deurbraak maak. Wonder of die Here regtig ons gaan help. Dis waar twyfel is. Dis wanneer geen antwoorde is, want daar geen wonderwerke is nie, geen uitkoms is nie. Wanneer jy jouself vind in daardie hoofstuk in jou lewe, hou vas. Moenie jou rug op God draai nie, want die storie is nog nie verby nie. Hoofstuk 2 gaan oor wag. Twyfel en wonder is baie erg, maar om te wag is baie erger. Wie hou daarvan om te wag? Ek het al die vraag gevra, kan ek sien? Niemand van ons hou daarvan om te wag nie. Wag vir 'n werksgeleentheid. Wag om swanger te raak. Wag vir 'n spesifieke deurbraak in jou lewe. Wag dat God deurkom vir daai spesifieke ding in jou lewe. Wag dat jou kinders by die Here uitkom. Wag. Wanneer jy in 'n wagseisoen is, en ons het dit al eendag gesê met 'n boodskap ook, onthou altyd, dit beteken nie God is afwesig nie, hy's aan die werk, hy's besig. En hoofstuk 3 gaan oor vertrou. Dit is wanneer jy werklik dieper gaan. Dis wanneer die tek die teer tref en waar dit 'n realiteit word, waar jy nie anders te kan as om te vertrou nie. Dis waar verandering plaasvind. So laat ek kom land. Habakuk 3 vers 1 begin Habakuk met 'n gebed. En haar heel eerste versie staan hier die volgende woorde: 'n gebed van Habakuk die profeet op Shigionoth. Nou as jy daai woord gaan kyk, ek het al baie keer Habakuk deurgelees, maar toe het ek bietjie gaan inzoom op daardie spesifieke woord, wat dit beteken. Nou as jy Shigionoth vat en jy gaan kyk na die Hebreëse konteks of die Hebreëse betekenis, staan die volgende: a wild, passionate song with a rapid tempo, a cry of adoration, unshakable and unwavering trust and bold confidence expressed through heartfelt worship in uncertainty. Mooi gestel. As jy dit in Afrikaans gaan vertaal, is dit 'n wilde, passievolle liedjie met 'n vinnige tempo, 'n kreet van aanbidding, onwrikbare vertroue en vrymoedige vertroue, uitgedruk deur opregte aanbidding en onsekerheid in tye van twyfel. Meaning hierdie gebed is nie 'n half gebed nie, is nie 'n oppervlakkige
halfhartige lied of gebed nie. Hierdie is uit die diepte van sy hart. Wanneer hy hierdie woorde skryf, wanneer hy hierdie lied skryf, wanneer hy hierdie gebed skryf, is dit iets wat uit sy diepte uitkom. Nie 'n oppervlakkige ding nie. 'n Diep gebed. So kom ons lees, Habakuk 3 vers 16 tot 19. Ek gaan nie die hele een lees nie, want ons het nie genoeg tyd daarvoor nie. Hy sê, toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder. My lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan. Tog sal ek geduldig wag, dat die dag van die oordeel moet kom oor die volk deur wie ons aangeval is. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerd is nie. Al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel. Sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Mag ek jou vra vanmôre, wat of hoe lyk die vyand in jou lewe vanoggend? Wat is die uitdagings wat jy vanoggend in die gesig staar, wat in jou lewe is? Wat is dit waarmee jy vroeg en stoei in jou binneste, wat jy half te bang is om te uiter? Deel dit met die Here. Deel dit met die Here. Wrestle en embrace. Wrestle en embrace. En weet jy wat, familie? Dis nie die enigste keer wat ons hierdie sien nie. Dis nie die enigste gebeurtenis waar ons hierdie wrestle en embrace sien nie. Jy waar sien ons dit nog? In Jesus se lewe. Markus 14 vers 32. Jesus sê vir sy disippels, bly hier sit totdat ek klaar gebid het. Hy neem toe vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het erg ontsteld en beangs begin word. En hy sê toe vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak. Hy het 'n entjie verder gegaan, op die grond neergeval en gebid. As dit moontlik is, die uur by hom moet verbygaan. Hy het gesmeek, Abba Vader, alle dinge is vir u moontlik. Weer vasgehou, weer embrace. Neem hierdie beker van my af weg. Nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Familie, hierdie was nie 'n oppervlakkige gebed nie. Hy het op die grond neergeval en hy het gebid en hy het gesmeek dat as dit sy wil is, dat hierdie beker verby moet gaan. Maar nogtans nie sy wil nie, maar u wil. Jesus nooi jou uit vanmôre en ek wil kom klaarmaak. Hy nooi jou uit en hy sê in Matteus 11 vers 28, hy sê kom na my toe. Wil jy julle moet na iemand anders toe gaan nie? Ek wil jy moet na my toe kom. Almal wat uitgeput en oorlaai is. En ek sal vir julle lus gee. Ek sal vir julle die rus gee. Hy sê, as jy oorlaai is met vrees, as jy oorlaai is met onsekerheid, as jy oorlaai is met twyfel en met al daai goed, kom na my toe. Ek sal vir jou rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Jeremia 29 vers 13 sê, julle sal my soek en vind, as julle met my hele hart raadpleeg. As jou hele hart daarin is. Lukas 12 vers 17 die boodskap, hy sê, ja, hy gee so baie vir julle om, dat hy elke haar op julle elkeen se kop getel het. Moet daarom nie bang wees nie, julle is kosbaar vir God. Julle is kosbaar vir God. En ek wil hê jy moet besef vanmôre, maak nie saak waar jy gaan nie, maak nie saak hoe jy omstandighede lyk nie, maak nie saak wat 'n vraag jy het, wat 'n twyfel jy het nie. Jy is kosbaar vir God. Jy sê, hoe kan dit wees? Wel, gaan kyk maar net na die kruis. So kosbaar was hy vir die Here, dat hy jou in my plek ingeneem het op daardie brede kruis. Want hy is lief vir jou. Jy is kosbaar vir hom. Maar hy gaan nie toekyk dat jy net gaan afdwaal nie. Hy gaan nie toekyk dat jy maar net jou eie wil doen en dat jy maar net voortlewe in jou sonde. Nee. Hy is regverdig. Hy is God.
En hy is die een op die troon. Hebreërs 12 vers 2 sê, die oog gefestig op Jesus, die begin en voleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvoor terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hy is nog steeds die een op die troon. Ek is klaar. Kom ons sit net so en dan sluit ons oë. Ek wil jou vra, dat as jy vanmôre hierso sit, al die oë is gesluit, niemand kyk rond nie. As jy hierso vanmôre sit en jy sê, Andre, ek het regtig baie vrae, ek het onsekerheid, ek het twyfel in my hart, ek het seer in my hart, en ek bid so lank, maar dit voel net of ek teen die plafon bid. Ek voel net of daar nie 'n deurbraak kom nie. Ek voel net of die Here nie my hoor nie. Wil jy nie jou hand opsteek nie? Niemand kyk rond nie. Dankie. Dankie. So nog iemand is wat net hulle hand wil opsteek. Here, U sien daai hande, U sien daai harte. Dankie baie. U weet waardeur hulle gaan. U weet watter vrae daar is. U weet wat daar onsekerheid daar is, wat 'n twyfel is. Here, en geen mens sal daardie antwoorde kan gee nie. U kan dit gee. En Here, ons sien in Habakuk, ons sien hoe hy ons eintlik motiveer en hoe hy vir ons sê dit is reg om na U toe te gaan en vir U net ons hart uit te stort. Here, ek dink daar's soveel mense wat in hierdie gebou sit wat net op daai plek moet kom waar hulle op hulle knieë neerval en sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer met hierdie las ronddra nie. Ek kan nie meer met hierdie gevoelens rond beweeg nie. Ek kan nie meer met hierdie twyfel of met hierdie vrae nie. Ek kom gee dit vir U. Alles. Elke onsekerheid. Elke vraag wat daar is. Elke twyfel wat daar is. Ek kom gee dit vir U. En Here, dis wat ons vanmôre in hierdie diens kom wil vra en kom doen eintlik. Ons kom gee dit vanmôre vir U. En ons weet, Here, ons tyd is nie U tyd nie. U tyd is die perfekte tyd. En baie kere moet ons wag. Maar in daai wagtydperk berei U ons voor. In daai wagtydperk trek U ons al hoe nader aan U. In daai wagtydperk gaan ons al hoe dieper en dieper in ons geloofswandel saam met U. So Here, sal U vanmôre in daardie harte raak en selfs die hande wat nie eens opgegaan het nie wat vanmôre hierso sit en sê ek het nie eens eintlik die krag om my hand op te steek nie. Sal U in daai harte raak vanmôre. Sal U vir hulle sê dis oukei om met daai vrae te kom. Sal U hulle help om daai harte ligter te maak. Sal U hulle help om gefokus te bly op U. Sal U hulle help om nader aan U te kom in daai soeke en daai begeerte net warm te hou in hulle lewe. Sal U vir hulle uitkoms gee op U tyd en deur U wil. Here, ek weet nie waar meeste van ons se geestelike lewe is nie. Ek weet nie of ons warm is of lou is of koud is nie. Maar Here, sal U vir ons kom bevestig in ons harte wat ons werklik is. As dit lou is, sal U Heilige Gees daai vuur weer in ons blaas. Dat ons weer opgewonde raak oor ons verhouding met God. Dat ons weer opgeronde raak oor die pad saam met die Here en oor dit wat wag vir ons. Here, sal U ons kom help, sal U ons kom lei, sal U Heilige Gees ons kom deurboor en al daai troetelsonde wat selfs in ons harte weggeberre is, dat dit uitkom en dat ons harte gesond sal raak. Dat ons harte en ons lewens weer gereinig sal word. Here, ek bid regtig nie hierdie dinge omdat ons dit verdien nie, glad nie, ons verdien nie dit nie. Ons verdien nie U genade en ons verdien nie die liefde nie. Ons verdien daardie kruis, ons verdien die hel. Here, ek vra dit alles in U groot en heilige naam. Die naam bo alle name, die naam wat ons red, die naam wat ons verlos, die naam wat vir ons lewe gee. Ek vra dit in U naam, in Jesus se naam, ons verlosser en zaligmaker. Amen.